ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 314. Ek is professor aan die redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek gaan ook die Engelse boeke promoveer in hierdie Afrikaanse opnames. Ek dink byvoorbeeld aan The Two Keys to the Book of Revelation, wat A4 boek is, en hy is amper 800 bladsye dik. Hulle is eintlik 2 boeke, want dit is te dik, hy weeg 2,5 kilogram plus, as hy aan mekaar is. Te ongemaklik om jy te werk. So, sou jy, die inligting en navorsing in daai boek, 35 jaar van my lewe in daai boek, is ongeëwenaar. Ongeëwenaar in die wêreld. The Two Keys to the Book of Revelation. As jy regtig belangstel in die eindtyd, en jy kan Engels lees en verstaan, dis in 'n baie leesbare en verstaanbare Engels geskryf. Dit is nie in 'n akademiese Engels geskryf nie, so dan sal vir 'n gewone Afrikaanse ou behoort daar nie 'n probleem te wees nie. As jy so belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks luister of kyk, jy is verskriklik gewelkom. Nuwe mense is altyd welkom. Ek loof Jaffa op ons subskripsiekant, intekeningkant is ons op pad na die 3000, oor die 3000 alreeds. En ons loof Jaffa vir sy grootheid, halleluja. As dit die eerste keer is dat jy gaan kyk, begin by deel 1, want jy het 'n magdom inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy kennisgewings kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is. Stuur die kontak vir jou vriende en kennisse. Dis lewensveranderend. Skryfblok en pen is uiters belangrik. En natuurlik 'n 33 of 'n 53 Afrikaanse Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinkmôre ster, die ek is wie ek is, die roos van Sharon. Dankie vanmôre dat ons nie net in die titels U kan aanbid nie, maar ons ken U by die naam Jafashua. Dis die naam wat die Satan haat en sy demoniese magte vrees. Die naam bo elke ander naam. Jy sê daar in Hebreërs, Hebreërs hoofstuk 1 vers 6, en ek sal vir jou 'n Elohim wees. Ek sal vir jou 'n vader wees, en jy sal vir my 'n seun wees. Ek gee jou 'n naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. Halleluja. Halleluja. Sien die woord vanmôre in ons midde, ons bid dit. En daardie verhewe naam, die naam Jafashua, laat dit so wees. Laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat Jaffa vanmôre se woord seën met sy teenwoordigheid en die salwing van die Ruach HaKodesh. Boek Spreuke, ons is by hoofstuk 18, deel 16. 18 deel 16. Ek sê en ek sit in hakie, soort geskenk van iemand, maak vir hom of haar 'n ruimte. Die soort geskenk van iemand, maak vir hom of haar ruimte. En bring hom of haar in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Dit wat ons gee,
skep vir ons 'n posisie. Dis nie dit wat ons in die ruach gee. In die kerke gaan dit oor die een wat die meeste tieners betaal en die meeste geld gee. In die bediening gaan dit oor dit wat elkeen gee uit sy hart uit vir die koninkryk en die werk van Jahwe. Die woord sê die arbeider is sy loon werd. Maar die geskenk van die ewige lewe, die geskenk wat ek en u aan ander mense gee, naamlik die bron van die ewige lewe. Waarvoor is ons geroep? Waarvoor het Jahwe in sy bonatuurlike wysheid voorsien in hierdie tyd, in die 21ste eeu, dat ek en u by die totale volle waarheid uitgekom het? Die bonatuurlike geopenbaarde woord. Ons ken die Vader, die Seun en die Heilige Gees by die naam. Dit wat die katholieke kerk probeer doen het vir meer as 2000 jaar. En dit is om dit dood te druk. Wel 1800 jaar. Dit was om dit dood te druk. Die naambediening. En dis hoekom jy die donker eeu het, waar 150 miljoen Javiste was nie Christene nie, want die katholieke is Christene. Die katholieke het nie katholieke doodgemaak nie. Die katholieke het jag gemaak op die Javiste en die Hebreërs of Jode wat die name van Jaffa en Jafashua en die Ruach in wou funksioneer. Die geskenk van iemand maak vir hom of haar ruimte. Die soort geskenk. En ek dink die grootste geskenk wat ek en u aan enige iemand anders kan gee, is om vir hulle die ewige lewe te kan aanbied. Die mense laasnag het huisgesinne wakker gebly tot watter tyd toe? 12 uur en watter tyd om te kyk of Kersvader deur die koorsteen kom en vir die kinders die geskenkies bring en al die goed. Dis 'n leuen, want daar is nie so iets soos 'n Kersvader nie. Dis die eerste ding. En die tweede ding is 25 Desember, dis nie Jafashua se geboortedatum nie. Dis is Nimrod, Ra, die songod se geboortedatum. Bacchus, die Egiptiese god, die songod. Vir ons gaan dit nie oor die dag wat hy opgebore is nie. Jafashua sê nie een keer in die Bybel, ons moet sy geboorte herdenk nie. Ons moet sy marteling, sy sterwe, sy kruisiging, sy sterwe, sy begrafnis, sy opstanding, sy hemelvaart en die belofte dat hy terugkom, herdenk deur middel van die nagmaal. Halleluja. Ons is juis besig met die reeks op die oomblik, die Joodse feeste of die nagmaal. Daar gaan jy sien hoe werk dit, hoe is dit? En hierdie week as Vader Liewe Gesondheidspaar behoort episode 2 deur te kom. As jy nog nie na episode 1 gekyk het nie, gaan kyk dit na dit. Dan vandag of môre behoort die eerste episode deur te kom van is dit die wit paus of die swart paus? En die swart paus is nie 'n kulturele persoon of 'n swart man of wat ook al nie. Hy is die keiser, die Romeinse keiser wat in die Vatikaan wegkruip. Hy is altyd naby die paus. Ons praat van die wit paus wat die wit klere aan het. Jy sien hom altyd naby die paus. Swart rok aan met 'n pers sash of 'n rooi sash. Skarlaken of rooi of partykeer goud ook. Dis die swart paus, dis die Romeinse keiser. Maar nou ja, net laat jy nuuskierig raak. Jy dit in jou lewe nog nooit gehoor nie. Nog nooit gehoor nie.
Kom ek bly by die woord. Kyk na die reeks. Het gaan 6 of 7 uitsendings wees. Is dit die wit paus of die swart paus? So, wat sê ek? Mense is so ingestel op geskenke vir die kinders, Kersfees, Kersmis, en die Kersmis songs, en die tafels met al die kosse en al die goed. Weet jy wat? Dit laat my dink toe ek 'n jong jeugleier was, voor ek nog 'n student was, op Morris Jasinski, toe hy geleef het. Hy het die Two Babylons, the two Babylons by Hislop, toe was dit nog 'n verbande boek gewees, het hy gehad, en hy het in ons kerk, het hy ons eie pastoor, pastoor Krins Prinsloo aangevat, elke Kersfees oor Kersfees. Hy gesê, dis 'n baalgod tyd en al die goed. Want hy het nie omgegee wat hy vir wie gesê het nie. En daar is die saad by my geplant gewees al. Die man wat onverskrokke gestaan het en gesê dat 25 Desember is nie Jesus se vakansie, is nie Jesus se geboortedag nie. En weer 'n keer, nêrens in die Bybel sê dit, ons moet sy geboorte, Jafashua se geboorte, herdenk nie. Geskenke, die geskenk aan iemand maak vir hom ruimte. Die geskenk, 'n geskenk is dit wat jy gee. Dit wat jy gee, maak vir jou ruimte. En as ek en u vir iemand die geskenk van die ewige lewe en die redding in Jafashua kan aanbied, dan maak dit vir ons ruimte. Hy sê, bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Nou, hier is 2 verskillende scenario's wat ek kan afspeel. Is of die teenwoordigheid van die aansienlike mense, die welgesteldes in die gemeenskap, en weet jy, mos so, in die kerk, die een wat die meeste geld vir die pastoor gee, hy is die pastoor se pel, né? En hy sit voor in die bank, en die arme ou sit agter die trap. Die Bybel beskryf dit so. Hy sê, as die welgestelde inkom, laat jy hom voorkom sit, jy ontvang hom, jy groet hom, in die arme, die boemelaar, hy sit onder die trap, daar, waar nie, daar. Dan sê hy, maar hoekom laat jy die een daar sit? Want dadelik is daar onderskeid, en daar is 'n kering, want dit gaan oor wat, en wat 'n guns die persoon wil wees. En dis wat hy van praat. Maar dan ook die teenwoordigheid van die aansienlikes, kan ook die teenwoordigheid van die gunsgenote van Jafashua wees. Ek dink as ons moes die kans gehad het om meer as 2000 jaar gelede te kon gelewe toe Jafashua gelewe het, ek dink ons sou met die disciples, die 12 disciples, wat later die apostels gewees het, ons sou saam met hulle wou gewandel het, ons sou wou aanskou het wat hulle aanskou het. Ek dink ons sou wou deurgemaak het wat hulle deur, in die teenwoordigheid van Jafashua. Daar te sit waar Jafashua 5000 manne onderrig, vir die hele dag, en in die nag in. Daai ouens sit net daar in die woestyn. En later aan weer 4000 manne. Praat nie van die vrouens en die kinders nie. Te sien hoe vat hy die visies en die brood, en hy bid oor het, en daar voed hulle 5000 mense, en die ander keer 4000 mense. Die wonderwerk. En weet jy wat, as jou vis sit ek en u elke dag in die teenwoordigheid van Jafashua, en hy onderrig ons deur sy woord. Wat doen hy nou? Hy onderrig ons deur sy woord. Ek is die instrument. Ek is maar net die messie wat die sny maak. Ek is nie die spesialis nie, ek is die messie wat die sny maak. En so funksioneer ons elke een in die liggaam. Maar Vader Jaffa het Jafashua die spesialis gemaak, wat weet,
Maar weet jy wat, hy het die messie nodig, dat die snit gemaak kan word. Om daai man se gesondheid, of vrou se gesondheid, te kan verbeter. So as ons in die teenwoordigheid van die aansienlikes kan wees, naamlik die bruid van Jafashua. Maak nie saak wat jy ry nie, maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak wat jy aantrek nie. Jy kan nog steeds 'n aansienlike wees. En behalwe dit alles, wanneer die woord sê wat julle aan die geringste van my kinders doen, doen julle aan myself, my kinders of aan die bediening. Hy sê, en dit bring ons in die teenwoordigheid van die engele, die aansienlikes, die huisgenote van Jaffa, die mede-erfgename van Jafashua. Halleluja. Ek en u is erfgename. Ons is belangrik vir die koninkryk. Ons moet hierdie dag gebruik om uit dankbaarheid die saad te saai. Die bonatuurlike saad van die lewe. Kom ons bied vir iemand die geskenk van die lewe aan. Dis 'n dag van geskenke, nie vir ons nie. Maar almal wil vir almal geskenke gee, want die wêreld is so ingestel. Maar kom ons gee vir iemand die geskenk van die lewe, deur tyd te vat, en die saad van die ewige lewe te saai. Onthou, wanneer ons dit aangebied het, is die werk nie gedoen nie. Daai saadjie moet nat gegooi word, en dit moet opgepas word, dat dit kan groei. Nou tot môreoggend, as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar sy wil daarby is. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.